Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, das niemand soos hy. Das niemand soos hy, ek jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hoog, halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam, lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hoog, halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hoog, halleluja, ons koning kom, en loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hoog, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Hy is die ryder op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na voor, sing halleluja, eer aan hoog, halleluja, ons koning kom, en loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hoog, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hoog, halleluja, ons koning kom, en loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hoog, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Halleluja, dankie Jesus. Halleluja, ons koning kom om ons te haal. Amen. Thank you, Jesus. We just want to be where you are, Lord, in your presence. Yes. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I
I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be with you. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be with you. I just want to be with you. I just want to be with you. You're my glory and the lifter of my head. Thank you, Jesus. You're my glory and the lifter of my head. For thou, oh Lord, art a shield. You're my shield for me, my glory, and the lifter of my head. You're my glory. You're my glory, and the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my head. For thou,
Hallelujah. Hallelujah. We worship you this morning, Jesus. You are the lifter of our heads, Lord. You pick us up, Lord, when we fall. We worship you. We worship you. Worship you. Show me your face, Jesus. show me your face, then good of my lips, I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I will make it to the end if I can just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. I want to see you, Jesus. Then gird up my lips that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I will make it to the end if I can just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I would make it to the end if I can just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. I gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I will make it to the end if I can just see
I can make it till the end. If I could just see your face, I will make it to the end. If I could just see your Wie begeer dit? Wie begeer 'n dieper verhouding met sy God? Wie verlang na sy God? Wie wil verby hierdie wêreld kom en kom in die teenwoordigheid van hierdie wonderbare God? Waar jy nuwe lewe kry, nuwe krag, nuwe oorwinning, nuwe liefde wat jy nog nooit ervaar het nie. 'n Liefde wat net hierdie God kan gee. Ons steek ons hande op tot U vanmôre, Here. Ek bid dat U my sal salf vanmôre om dit wat laasweek gebeur het, deur U genade en U Heilige Gees aan hierdie mense te verklaar. Dat ons meer tye soos dit met U kan spandeer, Here. Because I want to say to you this morning, I miss my time with you. Ek mis dit om meer tyd af te sonder vir U. En ek wil U vra dat U vir my, Pastoor Edmund, en elke bedienaar in hierdie gemeente sal invat in die dieptes van God. Dat hierdie mense sal weet, as ons hier staan, ons het nie net 'n woord uit ons duim gesuig nie, ons het dit by God gekry. Maak ons waardig, Here, dat die woord vanmôre op goeie grond val, en dat mense vanmôre sal eet en weet, dit is gesaai op goeie grond, in Jesus naam. En die kerk van die Here sê amen. Amen, u kan nie sit plek. Dankie span. Nou ja, 'n mens sal altyd wil 'n diens hê soos verlede week waar die Gees van die Here so oorneem. Maar ek glo ook dat die Here elke week iets nuuts vir ons in stoor het. En ek dink vanmôre wil die Here met ons bietjie gesels oor show me your face. Dit wat gebeur en hoe dit is om naby God te wees. Want wanneer ons lewe naby God gaan wees, gaan al hierdie ou goed wat die wêreld so op jou lewe bring, gaan jou nie so affekteer soos wat dit doen nie. Die oorlog, die dinge wat gebeur, die diesel en petrolpryse, al hierdie goed, jy gaan weer daarvan. Maar daar gaan goed wees wat baie belangriker is as dit, en dit is die grootte God wat naby jou is. En vanmôre wil ek bietjie met u gesels daaroor. En ek het eintlik so gewonder oor wat ek moet sê, want ek wil eintlik praat in Afrikaans oor om die hele wese van God te ervaar, die hele wese van God. Maar toe kry ek 'n Engelse woord wat so in my hart ingekom het, en ek wil hê u moet dink daaroor deur hierdie hele week en so aan. Lost in his wonder. Lost in his wonder. Ons God is so groot en niemand kan hom saamvat en sê dis wie hy is nie. Maar daar's dele van God wat hy gedurig vir ons wys, wat ons maak dat ons weet, ons is kinders van die Allerhoogste God, gesalf deur hierdie God, en hy deel wel geheimenisse met ons. En ek wil hê jy moet weet, sê so 'n bietjie, ek wil geheimenisse hê. Ek wil hê jy moet met my geheimenisse deel, Here. Loof die wonderbare naam van die Here. Ek wil begin deur vir u 'n vraag te vra vanmôre. Is God se heerlikheid in jou lewe ikabod? Weet jy wat beteken ikabod? Heerlikheid beteken kabod. En wanneer jy sê is die heerlikheid ikabod, dan sê ons is die heerlikheid weg. Het die heerlikheid uit jou lewe verdwyn.
Met ander woorde, het die vyand al so van jou gesteel en so verbeter teen jou geveg om God se teenwoordigheid uit jou lewe te verwyder en het hy dit al reg gekry. Ek vra jy vanmôre 'n baie diep vraag. Ek vra jy 'n vraag wat kan maak dat jy op 'n plek kom. Weet jy die grootste plek waar God jou kan begin verander is wanneer jy erken dat jy nie op die regte plek is nie. Wanneer jy erken ek het God nodig. Ek het die Here God Almagtig nodig en ek verlang na sy heerlikheid. Ek verlang na sy teenwoordigheid en ek het daagliks sy werklikheid nodig in my lewe. Prys sy naam. Ek wil net vir 'n oomblik met 'n definisie van kabod, glory, wil ek net so 'n oomblik stil staan. Dit is so kort. Kabod is 'n swaar gewig van God op jou. Ek weet nie of jy dit al ervaar het, dit druk so op jou, jy voel jy kan nie op jou bene staan nie, jy voel, jy kan nie as jy lê, kan jy nie opkom nie. Ek weet nie of jy dit al ervaar het in die lewe nie. Kan jy miskien net die hande opsteek as jy dit al ervaar het? 'n Swaar gewig van God. That's the glory of God. En broer en suster, hy gee vir ons glory, hy gee vir ons honor. God wil jou selfs honor gee. Hy wil vir jou gee sy splendor, the splendor of the king. Ons sing so baie keer. Ek wil die grootheid van hierdie God sien. He wants to give you his power. Dis alles deel van glory. He wants to give you wealth. Hy wil jou laat geseënd wees. Glo jy dit? Glo jy dit? Die Here wil jou seën, broers. Riches. Wealth en riches is nie altyd dieselfde ding nie. So, jy kan ons maar 'n bietjie daaroor gaan dink en gaan, julle Google mos so lekker, gaan Google so 'n bietjie. Authority. Glo jy dat in die heerlikheid van die Here wil die Here jou autoriteit gee? Weet jy, ek ervaar al hoe meer autoriteit. Ek ervaar die Here gee my autoriteit, want wanneer hy vir my iets gesê het, en ek weet, dis hy wat gesê het, en ek begin dit spreek, dan weet ek daar's lewe in, daar's autoriteit daarin. So, wanneer jy autoriteit van God begin spreek, sal jy sien wat hy doen. Hy gee jou dignity. As daar van u vanmôre voel, ek voel so minderwaardig, ek voel, daar's niks eintlik van my wat die moeite werd is nie. Ek wil hê jy moet die hande voor die Here nou opsteek. En ek wil saam met u sê vanmôre, vyand, jy het my dignity wil steel, maar God kom vanmôre en hy gee my dignity terug. Die Here gee my dat ek weet wie ek in my God is, prys sy naam. Hy gee my visible splendor. Ek gaan begin sien sy grootheid. Is hy nog hier? En hy gee my substance. Weet jy, dis tyd dat die kerk van die Here weer substance kry. Ons het nodig om diepte te kry. Jy moet goed in jou gees so sterk staan, dat jy weet van watter vlak af, watter fondasie af jy beweeg. Substance, sê substance. Vorme van heerlikheid. Die Here het in die wolk gekom, hy het in 'n vuur gekom, hy het die persoon se gesig laat straal. Het jy al mense gesien wat in die teenwoordigheid van die Here so mooi lyk hulle? Het jy dit al gesien? Ons gaan dit al hoe meer sien. Maar wat wil God hê moet met sy heerlikheid gebeur? Die Here wil sy heerlikheid wys in 'n wolk, in 'n vuurkolom, en maak nie saak hoe hy dit wil wys nie, in ons persoonlike gesig waar ons skyn van the splendor of the Lord. Maar wat wil hy hê moet met sy heerlikheid gebeur? Kan iemand vir my sê? Wat wil God hê moet met sy heerlikheid gebeur? Daar's 'n woord wat dit so mooi sê. Hy wil hê dit moet die aarde vul. Die Here wil nie net hê dat sy heerlikheid in fontein van lewende water gemeente is nie. God wil hê dat wanneer jy hier uitstap, jy so vol is van die heerlikheid van die Here, dat jy die aarde weet, jy was in die heerlikheid van die Here. Halleluja! Ek wil hê ons moet gou Numeri 14 vers 20 tot 23 lees. Toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord. Moses vra hierso, hy vra eintlik dat die Here hulle moet vergewe, dat die Here die volk moet vergewe. Nou baie keer, dit hang af hoe vra jy daai vergifnis. Is jou bedoeling reg oor daai vergifnis? Nou sê die Here, ek vergewe volgens jou woord, Moses. Maar so waar as ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word.
Al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie. Hulle sal die land nie sien wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Wat verhoed die heerlikheid van die Here? Ek vra u vanmôre, dit staan nie, ek het dit nou gelees. Wat verhoed die heerlikheid van die Here? Ongehoorsaamheid en wat? Om die heeltyd te memoreer teen God. Om die heeltyd alles wat God in jou lewe doen en toelaat, is verkeerd. Ek wil dit hê soos ek dit wil hê. Ek murmureer altyd in die Here en dis wat hierdie volk gedoen het. En wat sê die Here? Ek kan jou nie my beloftes gee nie. Ek kan jou nie in my beloofde land invat wanneer jy aanhou om te murmureer en ongehoorsaam teenoor my te wees nie. Hierdie God wil so graag naby jou wees. Weet jy dit, my broer en suster? Sê vir die een hand langs jou, God wil baie graag naby jou wees. Moses het sy eie tent buite die kamp opgeslaan. Dis vir my so mooi en ek gaan nou vir julle lees daarvan. En weet jy, die Here sê vir my, toe Adam en Eva gemaak is, geskep is, toe het hy met hulle gewandel in die tuin. Maar die eerste teenwoordigheid wat hy eintlik gegee het, soos wat ons die Heilige Gees binne in ons het, is toe Moses hulle tente opgeslaan het om die teenwoordigheid van God te ervaar. Dis voor die tabernakel, dis voor die tempel, sê die woord van die Here. Gooi gou vir my daai Eksodus 33 asseblief. En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant, hoor nou mooi, vir hom buitekant opgeslaan. Onthou wanneer die Here se Gees in jou gaan hy in jou in. Elkeen van die. Ja, ons is 'n samekoms van al die teenwoordigheid van die Here. Maar in jou, wie is die tempel van die Heilige Gees? Kom sê gou vir my. Ons almal, steek jy hand op as jy 'n tempel van die Heilige Gees. OK, so Moses het vir hom 'n tent opgeslaan buitekant die laar, ver van die laar af, en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En as Moses uitgegaan het na die tent, staan die hele volk op, hoor nou mooi, en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan, sy tempel. Hoor jy mooi, die Heilige Gees. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolk koemel hom af en gaan by die ingang van die tent staan en dan spreek hy met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. OK, dis 'n ander preek daai. Josua het gesê, ek kan nie hier weggaan nie. Daar gaan tye wees wat jy dit ervaar. Jy gaan tye wees wat jy God gaan aanbid, wat jy hom gaan beleef, wat jy sy heerlikheid ervaar. Maar dan gaan jy weer aangaan met jou lewe. Maar daar sal tye wees wat jy so in die teenwoordigheid van God is, dat jy op jou aangesig gaan lê voor hom en nie sal uitgaan uit daardie plek waar jy ontmoeting met God het nie. Prys sy naam. So hier kom die ontmoeting, eintlik van die eerste ontmoetings van God. Aangesig tot aangesig. Sê bietjie vir mekaar. Face to face. Aangesig tot aangesig. En ek gaan vanmôre vir u iets sê van aangesig tot wat u nog nooit beleef het nie. En dit is die Hebreëse woord daarvoor is panim. Panim. Hy spreek eintlik uit P-A-H-N-E-E-M. Panim. OK. So die Hebreëse woord is panim. En hierdie woord kan elke encounter en ontmoeting met God vir jou laat verstaan en jou hele lewe verander. Face to face met God kan jou hele lewe verander. Maar hoor nou baie mooi. Panim beteken gesig, maar kan nooit in enkelvoud nie. Ek gaan vir u nou goed sê wat ek glo u dalk nog nooit gehoor het van die so 'n woord nie. Panim beteken gesig, maar nooit enkelvoud in Hebreëus nie. In Hebreëus is dit altyd meervoud. Ek het so bietjie de mekaar geraak met Eksodus 33 in die eerste deel, waar hy sê maar, Moses het God aangesig tot aangesig gesien,
En daarna sê hy, maar ek kan nie dat jy my aangesig sien nie. En toe verstaan ek dit nie, maar is omdat ons nie die Hebreëse woord ken nie. Want daar's een gesig wat God vir ons partykeer wys. God sal vir jou partykeer sy gesig van liefde wys. En jy kan dit hanteer. Dis miskien wat hy vir Moses daar gewys het. Maar God kan partykeer ook 'n gesig wys waar hy sê ek is ongelukkig oor wat jy doen. En daardie gesig kan 'n ander gesig wees. Is jy by my vanmôre? Sê net ja as jy verstaan. So dit kan nooit enkelvoud beteken nie. Daar's altyd meer gesigte en ook by 'n mens. En ek gaan nou vir julle dit wys. Okay. Jy kan nooit in Hebreëus sê my gesig nie, want dit is altyd meervoud. Hoekom, pastoor? Gesig is nooit net een ding nie in 'n mens of by God nie. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink wanneer ek hierdie volgende gedeelte vir u gaan lees. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Kom ons lees gou daar. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik, ek wil hê jy moet gou 'n mens sien wat hierdie goed doen, sy gesig. Naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap. Het u al mense gesien, sy gesig gesien wat vyandskap wys? Het u al mense gesien wat sy gesig twis wys? Het u jaloersheid al gesien? Het u 'n gesig van jaloersheid? Het u 'n gesig van toornigheid gesien? Het u 'n gesig van naaiwer of tweedrag of partyskap gesien? Is daar nog? Afguns, hier's baie gesigte, hè? Moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Wat 'n verskriklike gesigte is hierdie. Sien nie dit, broer en suster? Sien nie dit? Goed, nou wil ek gou hê jy moet die ander gesigte sien. Kom ons lees Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is, sien nie nog gesigte? Liefde, blydskap. Sien nie my gesig? Sien nie hom? Vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is alles gesigte wat gewys word deur 'n mens, maar ook deur God. Dink jy dat God partykeer moet homself beheer om nie jou dood te slaan nie? God sal dit partykeer doen, broer en suster. Hy moet partykeer vir jou 'n plek bring waar hy aandag en attention vir jou gee en liefde vir jou gee, maar daar moet ook 'n tyd kom wat sy gesig vir jou korreksie wys. Wat sy gesig vir jou wys, dis nie wat ek van jou wil hê nie, my kind. Ek soek dat jy reg in my teenwoordigheid sal staan. As jy staan voor so groot God, my broer en suster, staan voor alles wat God kan wees, deur wat hy bepaal en doen in jou lewe. En weet jy wat? Baie keer bepaal ons hoe God se gesig lyk. Verstaan jy nou wat ek sê? Wanneer jy verkeerde dinge begin doen, wanneer jy verkeerde dinge, gaan dit God se gesig verander. Verseker. Maar wanneer jy reg is voor God, wanneer jy die lewe van God gee, dan sal jy die wonderlike dinge van God sien. Jy sal sy wonderlike gesig sien. Prys sy naam. Kom ons lees 'n bietjie Eksodus 33 vers 18 tot 23. Daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Hier kom die baie gesigte wat God kan wys, nê. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. Partykeer sal God bietjie moet vir jou so beskerm met sy hand. God sal jou moet beskerm en jou toehou. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. Hier's iets baie groter wat hier gebeur met Moses. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Is dit klaar daar? Daar sê.
My aangesig wat die Here eintlik bedoel, die grootheid van my aangesig, die alles van my aangesig kan nie gesien word nie. Nou broer en suster, ek wil 'n bietjie gaan na Numeri 6 vers 24 tot 27 en ek wil hê u moet gou kyk en ek wil vanmôre hierdie ou kleintjie wat ons gaan inseën, wil ek ook met hierdie woorde bless vanmôre. Want dis wat God eintlik wil doen wanneer jy in sy teenwoordigheid is. Dis wat God eintlik wil doen wanneer jy in sy heerlikheid ingaan. The Lord wants to bless you and keep you. Wil jy nie saam met my hierdie woorde sê vanmôre nie? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel, and I will bless them. Praise the name of the Lord. Die Here wil, Yahweh wil his panim, wil hy oor jou laat skyn. He wants to shine upon you. Sy unfiltered presence, sy grootheid, sy goedheid, van die Almighty God wil verby jou beweeg, broer en suster, en hy wil hê jy moet dit sien, prys sy wonderbare naam. Ons is nie geskape vir afstand nie. Sê vir die een daar langs jou, ek is nie geskape vir afstand nie. Ek is geskape vir nabyheid met God, prys sy wonderbare naam. Ek wil face to face met my God wees, prys sy groote naam. Nou broer en suster, hier mis meeste kinders van God die kern van waaroor dit alles gaan. Ons is gesettel vir met God praat met jou lysie en versoeke. Wie so gereeld met jou lysie? Jy's gereeld. Kom, laat ons nou maar eerlik wees. Wie gaan na God toe met jou lysie? Ek gaan in, weet jy, dan sê mense vir my, dan het ek nou al op pastore geluister wat preek en sê, hulle gaan net eers en gaan wees stil voor die Here. Het jy al dit gehoor? Gaan net bietjie en word stil. En nie lank nie, maar dan het ek my lysie. Dan begin ek vir die Here vertel wat ek van hom nodig het en wat ek van hom verlang. Maar ergens along the line het ons gebedslewe 'n transaksie geword eerder as 'n encounter. Dit het nie 'n ontmoeting meer geword nie. Ek het gegaan om elke dag vir God dinge te gaan vra wat ek nodig het. Maar my broer en suster, God sê, ek moet na hom toe gaan omdat ek hom wil vind. Omdat ek by hom, by sy persoon wil uitkom. Jy kan gerus ek gaan om tyd te bespaar het nie lees nie. Psalm 27 vers 1 tot 9 sê Dawid hier in vers 8, hy sê, seek my panem, my heart said to you, your panem Yahweh, I will seek. Hy weet as iets van God wat hy moet soek, en dis nie die goed wat God kan gee nie, dis wie God is. Dis wie hy moet soek. In Afrikaans, van u sê my hart, soek my aangesig, ek soek u aangesig, o Here. Ek soek nie u seëninge nie, ek soek nie u voorsieninge, u deurbrake nie, ek soek u aangesig, Here. I'm looking for your panem, want as ek dit kry, wat sê die woord dan? Gaan al die dinge in elk geval bygevoeg word. Wanneer ek God se persoon soek, wanneer ek die Godheid soek, wanneer ek in die teenwoordigheid van die Godheid, wanneer ek die aangesig van die Godheid sien, dan kom my en alles wat sy Godheid het, agtervolg hom en gaan hom verby en kom oor jou lewe uit. Ek wil hê jy moet dit sien vanmôre. Alles wat God het en is, die groot God wat hy is, sy persoon, as jy dit begin sien, dan begin hy ook sy wonderlike seëninge en liefde en genade en alles oor jou lewe uitstort, prys sy naam. Soek eers die koninkryk, sê saam met my, soek eers die koninkryk en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 2 Kronieke 7 vers 14 tot 15, sal jy vir my dit daar? If my people, sê saam met my, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their
land. Is daar nog now, ja, dis vir my so mooi hier. Luister gou hier, al daai goed, gaan lees dit mooi weer. En dan sien jy, now, wanneer ek al daai goed gedoen het, wanneer ek God se aangesig gesoek het, now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Wat 'n plek? Plek van versoeke. Plek van wat ek soek. Nee, when I seek your face. Wanneer ek u aangesig soek, dis die plek waar God se oë en ore begin oopgaan. Ek wil vir u iets lees wat ek afgeskryf het uit 'n Bybel. Lost in his wonder, growing and knowing. Moses' passionate plea so to see God's glory is on one of the most intimate encounters between a man and God ever recorded. His request is not a display of God's power or even the warmth of his presence, but he hungered for something more. Moses wanted an intimate knowledge of God himself. Lord, I want to know you more. Sal jy dit gou saam met my sing voor ek net so 'n bietjie verder gaan? Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. And I, my final breath, know you in your death and resurrection. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. That is why God hid Moses in the cleft of the rock and manifested his glory, so Moses was not only exposed to light of the divine afterglow, but enraptured by the fullness of God's person. His character, one who is compassionate, gracious, and just. Yes, Moses saw God's promises, power, and his presence, but Moses wanted God's person. Moses wanted to see God's person, the only reality that will ever evoke a lasting sense of wonder and fulfill with lasting satisfaction. Moses wanted to see God's person, his glory. En ek glo, terwyl hy daar gestaan het en gekyk het na hierdie God, kon daar die lied by hom opgekom het, how big is God, how big and wide, his vast domain. To begin to tell, these lips can only try. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to dwell within my heart. Is u lief vir God? Soek u sy aangesig? Soek u sy persoon? Of soek u sy goeders? Soek u net sy dinge wat hy vir jou kan gee? Weet jy, die grootste vervulling is daarin wanneer jy regtig God gesoek het, om te sien, hy wil ook vir jou seën met sy seëninge. Wil jy moet 'n gebed saam met my bid? Sal jy saam met my sê, Here, ek het altyd net u hand gesoek, terwyl ek u aangesig moes soek. Ek vra meer vir seëninge dan vir u, o grote God. Vergewe my, dat vir gebed vir my 'n transaksie
eerder as 'n ontmoeting geword het. Draai asseblief u aangesig na my toe. Laat my voor u staan. Nie net met u praat nie, laat my voor u staan, face to face. Ek wil nie nou 'n gebed geantwoord kry, of 'n honger geles kry nie, of gedors geles kry nie. Ek soek u aangesig. En ek weet, die res sal volg. In Jesus se naam. Ek wil hê jy moet saam met my staan vanmôre. Wie soek na God vanmôre? Wie soek na sy aangesig? Wie soek na heerskappy? Wie soek sy krag? Wie soek sy teenwoordigheid in hulle lewens? Wie wil regtig sê, ek wil van vandag af, wil ek my God gaan soek? Wil ek voor my God gaan staan? Wil ek in sy oë kyk? Wil ek sy liefdevolle aangesig sien? Wil ek keer dat ek die verkeerde gesig sal sien, omdat my verkeerde dade en optredes 'n verkeerde gesig na my gebuig sien? Verstaan nie wat ek sê? Ek wil nie dat God my moet oordeel, of dat God vir my kwaad moet wees, omdat my lewenshouding en dit wat ek elke dag doen, dit veroorsaak nie. Ek wil sy liefde gesig sien. I want to see you face to face. Ek gaan my, as jy my hande opsteek, bid ek vir u vanmôre vir die teenwoordigheid van die Here. Here, ons kom na u toe vanmôre. Dit is so groot om verby die plek te kom waar ons u net soek vir wat u ons kan gee. En Here, dit is so menslik om net te vra, help my Here, gee my, doen vir my. Maar u woord is so duidelik. Soek my, en dan gaan al hierdie dinge net volg. En Here, as ek so kyk na myself en na die kerk en na die mensdom, dan is dit die grootste fout van ons lewe. Ons soek wat u kan gee, in plaas van wie u is. Help hierdie gemeente, Here. Ek bid dat u hierdie gemeente sal invat in 'n diepe verhouding met u. 'n Verhouding, Here, wat mense van buite, wanneer hierdie mense in die tempels van die Heilige Gees, wanneer hulle buite mense aanraak, dat daardie mense sal weet, hierdie mense het 'n encounter met God gehad. Hierdie mense het 'n verhouding met die lewende God. En ek bid dit oor hierdie kerk vanmôre in Jesus naam. En die kerk sê amen. Loof die wonderbare naam van die Here. Ek gaan ons voorsangspan vra om net vorentoe te kom. Ek wil hê julle moet vir my net weer een keer Show Me Your Face sing. En dan gaan ek die ou kleintjie toewy aan die Here vanmôre. Show me your face. Then good on my lips that I might stand
the end. If I could just see your face, I will make it to the end. If I can just see your face. Halleluja, Here. O, dat ons sal soek na ons God in Jesus se kosbare naam. Amen. Die kerk sê amen. Jy kan die sitplekke neem. Ek gaan vra dat ons mensies wat hulle ou kleintjie aan die Here gaan toewy, dat hulle sal vorentoe kom. Die oumas en oupas is ook welkom om te kom. Halleluja. Lyk my ek het hulle 'n bietjie onkant gevang. Ek gaan so lank die aankondigings doen en dan kan hulle so lank na vore kom. Kan ek sien wie besoek ons vir die eerste keer vanmôre? Wie besoek ons vir die eerste keer? Is daar iemand? Daar agter sit 'n jong man. Het julle vir hom daar 'n kaartjie gegee? Ons wil vir u baie welkom sê, my broer, dat u hier was vanmôre. Is daar nog mense daar sy? Loof die Here. Dan, broers en susters, die weeklikse aktiwiteite. Ons het vanmôre ons erediens gehad en sonnaarskool. Vanaand sal daar nie 'n aanddiens wees nie. Pastoor Edmund hulle is so 'n bietjie weg vir die naweek. Dan susters komitee vergadering môre aand. Ek glo hulle weet waar hulle vergadering is. Dan ons vroue biduur woensdagoggend om 10:00 en ons manne biduur ook dieselfde tyd en dan ook power hour woensdag aand, die biduur by die kerk 7:00. En dan ons selgroepe by die verskillende huise om 7:00 donderdag aande en dan ons frekwensie jeug wat dan Vrydag aande om 6:30 is. Dan ons Pinksterdienste neem in aanvang die 20ste Mei tot die 24ste Mei en ons wil hê dat jy daardie datums ook sal oophou. Daar's 3 aande, Woensdag, Donderdag, Vrydag die aande en dan Sondag is daar dan ook die oggenddiens, die afsluiting van ons Pinkstertyd. En dan ons mensies wat verjaar die week, Colleen Esterhuizen en Dirk Esterhuizen, 'n man en vrou wat saam verjaar, of is dit saam? Nee, 'n dag uit mekaar uit. 'n dag uit mekaar uit verjaar. Ek sien hulle is nie hier vanmôre nie. Mag die Here ook met u wees en mag jy 'n wonderlike geseënde lewensjaar hê. Goed, ek wil hê dat julle net so 'n bietjie na my kyk. Ek wil net vir u gou ietsie sê. Die eerste ding is dat ons doop nie kindertjies nie. Ons doop nie kindertjies nie omdat Jesus dit nie gedoen het nie, nê. So ons doen goed soos wat Jesus dit gedoen het. Dis ons hart, dis ons begeerte. So Jesus het nooit water gevat en op 'n babatjie gesit nie. Jesus het ook nie name gegee by die inseën nie, nê. Jesus het gekom en het sy hande op hulle gelê. Uiteindelik hulle by die mamma gevat, sy hande om hulle geslaan en vir hulle gebid en hulle geseën en hulle teruggegee aan die ouers. En ek wil hê dat u dit sal hoor vanmôre. Toe bring hulle kindertjies na hom dat hy hulle in die hande sou oplê en bid. En die disippels het hulle bestraf, maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want in sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daar vandaan weggegaan. Ons sien nêrens in die Bybel dat Jesus of enige iemand 'n babietjie gedoop het nie. So hy het nooit watertjies gevat, op hulle besprinkel en gesê dis nou jou naam of wat nie. Ek wil hê dat julle net so 'n bietjie na my kyk. Ek wil net vir u gou ietsie sê. Die eerste ding is dat ons doop nie kindertjies nie. Ons doop nie kindertjies nie omdat Jesus dit nie gedoen het nie, nê. So ons doen goed soos wat Jesus dit gedoen het. Dis ons hart, dis ons begeerte. So Jesus het nooit water gevat en op 'n babatjie gesit nie. Jesus het ook nie name gegee by die inseën nie, nê. Jesus het gekom en het sy hande op hulle gelê. Uiteindelik hulle by die mamma gevat, sy hande om hulle geslaan
en vir hulle gebid en hulle geseën en hulle teruggegee aan die ouers. En ek wil hê dat u dit sal hoor vanmôre. Toe bring hulle kindertjies na hom dat hy hulle in die hande sou oplê en bid. En die disippels het hulle bestraf, maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want in sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daar vandaan weggegaan. Ons sien nêrens in die Bybel dat Jesus of enige iemand 'n babietjie gedoop het nie. So hy het nooit watertjies gevat, op hulle besprinkel en gesê, dis nou jou naam of wat nie. God seën die babatjie, hy seën julle as ouers vanmôre en as oupas en oumas, om saam hierdie kind groot te maak, dat sodat wanneer hierdie kind groot is, hy die besluit sal neem om self vir Jesus te dien, om aan te neem en om dan te laat doop. OK, so ek wil net hê dat u dit almal sal verstaan, hoekom ons nie kindertjies doop nie, ons doop nie kindertjies nie, omdat dit nie Bybels is om kindertjies te doop nie. OK, dan wil ek net weer vir julle vanmôre, ek wil hierdie gebed in Afrikaans oor hom bid vanmôre. Oom Johnny, kan ek vir oom vra om saam met my hier te kom staan? As een van die ouderlinge van die gemeente, en saam te staan en vir hierdie ou kleintjie aan die Here op te dra. Maar ek gaan dit eers net lees vir julle in as 'n gebed. En dan gaan ons hom seën en hom aan die Here ook opdra. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën en vir hulle sê, die Here sal jou seën, jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, klein seentjie van die Here, en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Vanmôre gaan ons hierdie ou klein seentjie, Zian Snetler, gaan ons aan die Here toe, en ek wil hê oom Johnny, as jy vir my sal die mic vashou terwyl ek hom in my hande gaan neem. Ek neem hom in my hande nie omdat ek dink ek is iets nie, maar ek neem hom omdat Jesus die ou kleintjie so in sy hand geneem het en geseën het. En ek is daarom 'n oupa, ek sal hom nie laat val nie. Klein Zian Snetler. Hy is 'n pragtige klein seentjie van Jesus. En Jesus seën jou vanmôre, my kind, hoor. Ja, jou pragtige ding. Hoe wonderlik is dit vanmôre, Here, dit is vir my so groot voorreg om iets te doen wat U gedoen het. En vanmôre slaan ons arms om ons. Ons lê ons hande op hom. En ons bid vanmôre dat die seën van die Allerhoogste God oor hom vaardig sal word. En dat hierdie seentjie 'n gesalfde van die Allerhoogste sal wees. Zian Snetler, geseënd, ja, skree dit uit. Geseënd is jy in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so gee ons jou terug aan jou ouers. Hy het 'n lekker stem. Geseënd is hy in die naam van ons Here Jesus Christus. En mag julle, en die Here het vanmôre vir julle ook 'n opdrag as ouer en oupas en oumas. Julle gaan vir hom wys hoe die pad moet wees. Ek sien die pa se oë wat so blink. Want wat jy hom wys, gaan hy doen. En daarom mense besef nie wat verantwoordelikheid hulle het om hierdie seentjie nie te sê wat om te doen nie, maar om hom te wys wat om te doen. En ek bid die krag van die Here oor hierdie ouerpare en hierdie grootouers, dat hulle voor hom sal uitloop. Dat hulle sy handjie, dat oral waar hulle gaan, hy ook sal kan gaan, want dit is die regte plek waar God tevrede is met dit.
En ek bid dat hierdie ouers gehoorsaam sal hou, lief sal hou vir u, dat hulle u aangesig sal soek, sodat hierdie seentjie deur sy ouers u aangesig sal ontdek. In Jesus se naam. Die kerk sê amen. Die Here seën vir. Dan sê 'n sertifikaatjie en dan eerste ou geestelike boekie van ons as gemeente. Van hom mag die Here julle seën en mag die Here julle krag gee. Loof die Here se naam. Here seën vir julle. Here seën. Here seën. Blessings vir julle. Kom ons gaan staan voor die Here en dan gaan ons die Here 'n loflied gee en daarna gaan ons die diens afsluit. Well, it's glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down, it's glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down, and now I'm feeling so much better since I laid my burdens down. And yes, I'm feeling just like shouting since I laid my burdens down. It's glory. It's glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. It's glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. We say yes. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, hallelujah. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, glory. Oh, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. It's glory, glory. It's glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. It's glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. Now I'm feeling, and now I'm feeling so much
Loof die naam van die Here. Here, help ons om u heerlikheid te sien. Help ons om u aangesig te soek. Om u gesig te soek eerder as wat u vir ons kan doen. In Jesus naam. Seën u volk hierdie week en bring ons weer op u bestemde tyd bymekaar. In Jesus naam. Die kerk sê amen. U gaan in die vrede van die Here.